Kom ons net vir 'n oomblik raak net stil voordat ons in die woord. Dankie Here dat U teenwoordig is, dat U deel is en deel vorm van ons lewens. Dankie dat U in hierdie woord is en die woord van ons vanoggend lewend sal raak. En as die woord lewend raak, dan raak dit 'n rema woord en ons pas dit toe in ons lewens en ons kan sien dat die Here aktief werk in ons lewens en in ons gemeente. Maak hierdie woord vanoggend vas in ons harte, dat Here dat U dit uitgrafeer op die kliptafels van ons harte. Here, en as dit in ons harte is, dan leef ons dit uit daar buite, sodat ander mense kan sien dat U woord is waarheid en U woord is lewe. In Jesus naam alleen. Amen en amen. So ons is besig met die reeks Laat Los. Ons is in die tweede week en die kernskrif vir die reeks is Galasiërs 5 vers 16 wat sê, ek sê, laat julle leefstyl eerder deur die Gees bepaal word, dan sal julle glad nie aan die begeertes van julle sondige geaardheid toegee nie. Hierdie woord is vir my duidelik wat Paulus hier skryf. Verlede week het ons gaan kyk en ons het gekyk dat jy nie jou hand aan dit wat aan God behoort, nie jou hand aan dit moet sit nie. So wees versigtig wat jy toelaat in jou lewe om, en ek praat met die kerk in hierdie reeks glo ek, ons praat met die kerk en ons waarsku vooraf, moenie toelaat dat daar sekere dinge langs jou begin loop in die naam van kerk. En kerk kan so maklik dinge inlaat en ons het verlede week, wat was daai vrou se naam wat ons gesê het, nou moet ek teruggaan hier op my notas, anathema. Pas op dat jy nie anathema toelaat, die bangoed, wat aan God behoort, wat jy toelaat, dat dit verkeerd geïnterpreteer word in jou lewe nie. En as jy dan jou hand aan die bangoed sit, dan verdwyn die seën van die Here oor jou lewe. So, ons het gaan kyk na dit en daardie goed geestelik, ek wil hê jy moet sien, dis nie 'n fisiese ding wat jy toelaat in jou lewe nie, dis 'n geestelike ding wat jy toelaat. En vandag weer kyk ons na 'n geestelike aspek. Ons kyk na die fisiese wat in die woord staan, maar ek wil hê jy moet dit geestelik heeltyd sien. Wat is dit geestelik wat ek toelaat in my lewe? Ons lees in 2 Samuel 6 vers 7, of eintlik 2 Samuel 6, sien jy dat Dawid besluit dat die ark, nie Noag se ark nie, jy mag nie nou vir my sê, pastoor, maar dit was nie Dawid wat die ark gebou het nie, dit was Noag. The Ark of the Covenant. Hy het in die tempel gestaan in die Allerhoogste, maar Dawid sê toe, die seën van die Here is lank genoeg nie meer op die volk nie, en die ark moet terugkom so naby as moontlik aan die volk. En ons sien Dawid besluit hierdie ding, ek glo Dawid was 'n godsman, en hy het by die Here gehoor dat dit moet terugkeer. En ons lees in vers 6 en 7, hy sê, en toe, so nou Dawid sê net, kom. En daar was instruksie gewees hoe om die ark te hanteer. En toe het die Filistyne dit makliker gemaak. Want daar's baie admins, en ons gaan nou daarna kyk. Daar's baie admins as jy die ark moet vervoer. So toe die Filistyne ingekom en hulle het gesê, nee, daar's 'n makliker manier. Kom ons sit hom agter op 'n wa en ons laat osse hom trek. Want as daar iets moet gebeur, dan is dit die osse se skuld en daarom nie ons nie. So ons staan terug en soos, okay, dan gaan ek dit eerder nie doen nie, ons laat die osse dit doen. So toe het Dawid besluit, okay, ons moet hierdie ark terugkry, maar daar's 'n instruksie in Numeri 4, wat sê, jy mag jou hand, as jy nie geheilig is nie reg is om aan hierdie ark te vat nie, dan mag jy nie jou hand aan hom raak nie. Dis nou in die Ou Testament. Ek wil hê jy moet dit ook sien. In die Ou Testament mag jy jou hand
nie aan die ark raak nie. So God se woord, as God iets sê, dan verander hy nooit sy woord nie. Dan moet jy sê amen. So, party mense, kom ek gee jou 'n voorbeeld. Party mense sê vir my, pastoor, ons gaan uit die kerk uit. Dan sê ek soos, okay, dis reg. Waarheen gaan jy? Nee, ek's nog nie heeltemal seker nie. Ek wag nog dat die Here vir my sê waar. Nou as die Here in sy woord sê, moet die byeenkomste van God nie misloop nie. Glo ek nie. Die Here is 'n God teenstrydig met sy woord en sê, jy moet uit hierdie kerk uit, dit gaan nie oor hierdie kerk nie, jy moet uit die byeenkomste van God en jy moet een kant gaan staan, nie in die kerk nie, en wag vir die Here om vir jou te sê waarheen om te gaan. Dis teenstrydig met sy woord. So as jy gaan hoor wat die Here vir jou sê, dan sal die Here en dit gebeur. Ek meen, ons is by 'n gemeente weg, maar die Here het nie vir ons gesê, hy maak klaar in Boksburg en wag vir so lank soos wat jy wil, of totdat ek praat nie. Die Here sal altyd hierso, want hy's 'n waarmaker van sy woord, en sy woord verander nooit nie. Ek probeer net vir jou 'n fisiese verduideliking gee, dat hy nie verander aan sy woord nie. So as God gesê het, jy mag jou hand nie aan die ark raak nie, wat gaan gebeur as jy jou hand daaraan sit? Jy gaan sterf. So dit sê, en toe het Usa sy hand uitgesteek na die ark van God, en dit vasgehou, want die osse het gestruikel. So hy het 'n legit verskoning, want imagine as dit geval het. Want God is 'n waarmaker van sy woord. Hy het gesê, moenie jou hand aan hom sit nie. Maak nie saak hoe nie, moenie jou hand aan hom sit nie. Want as jy jou hand aan hom sit, gaan jy sterf. Daarop het die toorn van die Here teen Usa ontvlam. En God het hom daar getref oor die vergryp, sodat hy daar by die ark van God gesterf het. By die teenwoordigheid. In die teenwoordigheid sterf hy. Want hy's 'n waarmaker van sy woord. So as ons kyk na Usa se lewe, so 'n bekende teoloog, Matthew Henry, dit staan nêrens in die woord nie, maar hulle probeer maar nou kyk. Hy sê, die ark het in Usa se huis, Usa se pa se huis. So hy het groot geword vir 3 jaar lank met die ark in sy huis. En hy was bekend met hierdie ark. Hy het geweet wat se heiligheid is daar aan hierdie ark. Hy het geweet dat daar is dit moet met die grootste respek gehanteer word. En daarom sien jy dat hy steek sy hand uit, want hy het geweet hierdie moet met respek gehanteer word. Maar die ding is, ons wil dinge met respek hanteer, en wanneer jy in die kerk is daar orde en daar's 'n rede vir alles. Maar ons raak so gemaklik in die teenwoordigheid. En ons raak familier met die teenwoordigheid. En ek glo Usa was familier met die ark. En omdat hy so gemaklik geraak het, het hy vergeet van die instruksie van God, moet jou hand nie aan die ark sit nie. Ek glo sy pa het hom vertel, jy mag nie aan hierdie ark raak nie, onder geen omstandighede nie. En ons sien dat Dawid, toe Usa dood daar neerslaan, ek kyk 'n animasie, dis soos onmiddellik, daar was nie 'n oomblik nie, toe hy aan hom raak, toe sy dadelik omgekom. Maar Dawid raak ontsteld binne in hom.
En as jy na Dawid kyk, glo ek nie hy was ontsteld teenoor God nie. Want Dawid was 'n man na God se hart. En Dawid het geweet, dit sal die uitvloei wees as jy jou hand aan die ark sit. Maar Dawid was ontsteld omdat hy so familier was met die teenwoordigheid. En in hierdie voorbereiding raak ek ontsteld want ons raak so familier met die teenwoordigheid van God. En ek deel voor die tyd met die worship span en dit kan so maklik kan ons daar kom. En ons weet, ek staan daar agter saam met die ouens daar agter en ek 2 minute voordat die diens begin, kyk ek hierso en daar's, ek dink 30 mense hier binne. En ons raak familier met die diensorde. So volgende week begin die diens 8:30. OK? Hoor julle? Dit begin 8:30. So maak seker jy is 8:30 hier, want as jy 9:00 hier gaan kom, gaan die diens amper klaar wees. Nou kyk die bestuursraad my en sê, pastoor, wat maak jy nou? Ek het niks hierdie vir ons gesê nie. Ek grap, dit begin nog steeds 9:00. Maar ek wil dit 8:30 skuif, dat jy in jou kop kan sê, ons is 8:30 hier, want ons is reg vir God se teenwoordigheid om te kom. Want as ons die dag besluit, want wat gebeur is nou ouens weet, dis een liedjie, want daar's 'n orde. Dis een liedjie, dan sit afkondigings en offerhande, en ek gaan offerhande skiep, en ek gaan hierso so in die tweede song, van die vrouens, ek sien sommer, hy praat met ons. En dan kom ons hier by die derde liedjie in, want dis waar die lekker worship is. Verstaan jy waar raak ons familier? Want ek wil tog net nie by die begin wees waar Theo 'n Verimaak advertensie doen en Corien opkom en sê wat gaan in die gemeente. Ek weet, ek het 'n kalender, ek weet wat en ek gaan in die gemeente aan. En ons raak familier met die teenwoordigheid, want ek wil tog net nie daai oomblik mis. En ons sit ons hand, dis hoekom ek sê ons begin 8:30. Ek gaan partykeer bietjie begin preek. Dan gaan jy hier in die middel van die preek en dan maak ons 'n paar mense ontsteld. Gaan worship ons aan die einde. As jy nou moeg is vir kerk, dan worship ons eers. Maar Dawid raak ontsteld omdat Usa 'n ou was wat die teenwoordigheid geken het, maar te familier met dit geraak het. En toe sy hand aangesit het. So pas op vir gemak. 'n Baie goeie vriend van my het gesê, great things never come from comfort zones. Great things never come from comfort zones, en as iets vir jou familier raak, dan moet jy 'n bietjie verandering bring, sodat die Heilige Gees kan begin beweeg. Want as jy in 'n sekere orde dinge doen, dan druk jy amper die Heilige Gees heeltemal uit. En sy teenwoordigheid kan nie meer plaasvind nie, ek het verlede week gesê, want hy's 'n gentleman. Jy het klaar in jou hart besluit, dis hoe dit gaan werk. En dan gaan hy homself nie inforceer, wanneer hy wil werk nie. Want jy het klaar in jou hart besluit, nee, is eers aan die einde van die boodskap, gaan die Here, dan gaan die hemel oopgaan. So Dawid in sy ontsteltenis besef hy hier's moeilikheid. Ons moet nou by die Here kom. Want nou is daar 'n vriend van my dood, omdat hy sy hand aan die ark gesit het, en ek moet nou eers die stem van die Here gaan hoor. En die ark word by Obed-Edom se huis vir 'n oomblik, die naaste aan waar dit gebeur het, word dit net daar gesit. En die woord sê, dit het vir 3 maande, vers 11 sê, en die ark van die Here het 3 maande lank in die huis van Obed-Edom gebly. En die Here, hoor hierso, as die teenwoordigheid in jou huis
toegelaat word. En die Here het Obed-Edom sy hele huis geseën. As die teenwoordigheid van die Here in jou huis deel raak, without limits, toelaat dat die teenwoordigheid in jou huis kom, sonder dat daar 'n plan of 'n strategie is hoe hy gaan beweeg, dat hy net wees in jou huis, dan sal daar seën wees. Obed-Edom het nie gevra, okay, ek wil graag dit eerder in my huis hê nie. Dit was volgens Dawid, die koning, die plek waar dit moet gaan staan, net vir nou, totdat ons weet wat die Here se instruksie vir ons is. Hoe om dit weer in Israel te kry. So ek en jy moet weer honger raak. In ons huise, in ons werksplekke, waar ook al ons beweeg, weer honger raak vir die teenwoordigheid van die Here. En die natuurlike uitvloei daarvan. Obed-Edom het nie gesê, sit hom in my huis, want ek wil die seën van die Here hê nie. Hy het gesê, is reg, bring die ark hiernatoe. En die natuurlike uitvloei daarvan, van God se teenwoordigheid, is dat daar seën op, nie net 'n deel van sy huis is nie, nie net op 'n deel van sy finansies nie, op sy hele huis, sy kinders, sy vrou, sy finansies, sy gesondheid, was geseënd. Maar ek en jy moet laat los aan die maniertjies en dingetjies. Keer terug na hom toe en hy sal sy teenwoordigheid oor jou in volheid laat vaardig raak. En onbewustelik laat ons daai dingetjies en maniertjies, soos ons verlede week gesê het, die dingetjies en maniertjies by ons insluip, sodat ons die teenwoordigheid stadig uitdruk. En as ons teruggaan na hoe hierdie, in die Filistyne het ons gesê, het hierdie manier hoe ons die dingetjies en maniertjies ingebring, hoe dit moet vervoer word. En daardie dingetjies en maniertjies het gemaak dat 'n man gesterf het. So, want die osse het gestruikel en toe het hy geval. En as jy gaan kyk, was daar 'n regte manier om die ark, die oorspronklike. Ons moet weer terugkeer na die oorspronklike toe. En Dawid, in sy tyd wat hy stil raak, 1 Kronieke 15 vers 2, toe sê Dawid, niemand mag die ark van God dra nie, behalwe die Lewiete, want die Here het hulle uitgekies. Die Here het hulle uitgekies om die ark van God te dra en om hom tot in ewigheid te dien. En so maklik, sonder dat ons dit weet. Partykeer kom die Filistyne in onder ons en hulle laat sekere dinge plaasvind onder ons. En as ek jou oor 3 jaar vra, hoekom doen julle dit? Sê nee, ons doen dit nog altyd. Maar hoekom? Nee, ek weet nie. Die Filistyne het gesê ek moet dit op die ark sit. Nou doen ons dit maar net nog altyd. En nou sleep ons maar net die teenwoordigheid vir God saam. Op die wa. Want hoekom doen ons dit? Nee. Hulle doen dit al 20 jaar. Dis tyd dat ons weer terugkeer om te gaan hoor, Here, wat is dit wat u oorspronklike blueprint is wanneer dit kom by u teenwoordigheid? Ons harte moet weer bekeer word. Ons moet agterkom dat ons dalk op 'n dwaalspoor is in ons lewens. Ons moet toelaat dat sy teenwoordigheid nie deur die osse gedra word nie, maar dat dit gedra word deur die uitgesoektes. En elkeen van ons is 'n uitgesoekte om sy teenwoordigheid te dra,
saam met jou waar ook al jy gaan. Hoor hoe mooi sê Dawid dit hierso. Hy sê in hoofstuk 1 Kronieke 15 vers 13, hy sê, want omdat julle in die begin nie by was nie, omdat jy in die begin nie by was nie, het die Here ons God teen ons uitgebreek. So die seën was nie meer op hulle gewees nie, omdat hulle toegelaat het dat die Filistyne die teenwoordigheid op 'n waas sit en die osse die teenwoordigheid sleep. En so laat ons die osse tussen ons in, want hulle kan die teenwoordigheid sleep. Ek sê nie jy is 'n os nie, asseblief. Maar ons laat osse tussen ons in, en God se seën is nie meer dan oor ons nie. Omdat ons hom nie gesoek het soos dit behoort nie. Dis hoekom Dawid 'n man na God se hart was. Hy was 'n leier, 'n koning, maar hy was ook bereid om te sê, ja ouens, nie net julle nie, ek het nie die stem van die Here gevolg nie. Ek het nie die stem van die Here gevolg nie. En ek sê vir jou vandag, ek het dalk ook nie die stem van die Here gevolg nie. En daarom kom ek vandag by julle, en ek sê, dis tyd dat ons terugkeer na wat God se plan is vir Klein Karoo gemeente. Sodat sy heerlikheid, sy krag, sy volheid kan begin vaardig raak in ons mense. Want die seën van die Here sal oor ons vaardig raak en oor die huis vaardig raak as die teenwoordigheid weer toegelaat word op die oorspronklike blueprint wat die Here in sy woord sê. Moenie toelaat dat sekere dinge ontbreek in jou lewe nie. Kry weer die original in plek, sê ek hierso. So as ons gaan lees Eksodus 25 vers 14 en 15, dan sien ons dat daarso is die manier hoe die ark moes gedra word. En dit het Dawid toe, en as jy dan gaan kyk hoe dit moes gewees het, en hoekom het die Filistyne die makliker manier gevat? Want dit vat vrek baie admins om seker te maak die Lewiete is geheilig, is reg en is ingebid, daar's geen onreinheid in jou nie, en dan eers kan jy hierdie ark dra. Imagine hoe lank vat dit voordat die ark eers opgetel kon word. Dit was net so maklik vir die Filistyne om te sê, nee, maar dan hoef ons niks te doen nie. Ons hoef nie eers ingebid te wees nie, ons sit dit net hier bo op die wa en ons sleep hom. Maar partykeer is daar admins wat ek en jy moet doen om onsself te heilig, om onsself reg te kry wanneer ons in die teenwoordigheid van God kry. So daardie admins is, spandeer jy tyd in God se woord, spandeer jy tyd in gebed saam met die Here, soek jy sy aangesig in jou binnekamer, of wag jy net van Sondag na Sondag? Dis net maklik, sit die teenwoordigheid agter op die wa, en die pastoor moet ons inlei in die teenwoordigheid in. Of soek jy in die week, is jy ingebid voordat jy hier aankom? Salf jy jou kinders voordat jy in die week by die huis uit gaan? Spandeer jy Bybelstudie saam met jou familie om die tafel in die aand? Dis wanneer ons onsself reg kry om soekend te wees in die vir die teenwoordigheid van die Here wanneer ons beweeg. Vers 14 en 15 van 1 Kronieke 15. Daarop het die priesters en die Lewiete hulle geheilig om die ark van die Here, die God van Israel, te gaan haal by Obed-Edom. En die seuns van die Lewiete het die ark van God, soos Moses, weer teruggekeer na die oorspronklike toe, soos Moses volgens die woord van die Here, soos die woord van die Here beveel het, op hulle skouers gedra, met die draaghoute op hulle.
weer teruggekeer na die oorspronklike toe. En die teenwoordigheid van die Here vat effort. Dit gaan partykeer bietjie bloed, sweat en tears vat. Om daai teenwoordigheid op hulle skouers te dra. Die teenwoordigheid van die Here is nie cheap nie. Ek soek weer 'n amen. Die teenwoordigheid van die Here is nie cheap nie. Die teenwoordigheid van die Here kom nie maklik nie. Maar elke een van ons moet 'n deel doen in jou eie lewe om soekend te bly na die teenwoordigheid van die Here. So dit gaan admins vat en as jy gaan loop met daardie teenwoordigheid, hoor nou, ek sê die geestelike, nie die fisiese ark wat ons mee dra. Ons hoef nie meer 'n ark te dra nie. Dankie Here. Die teenwoordigheid is vrylik beskikbaar vir jou. Enige plek waar jy gaan. Maar dit vat baie keer bietjie effort om jouself in gebid te kry, jouself te heilig, seker te maak jy's reg. Jou hart is besny voor die Here. Die Heilige Gees moet deel word van jou, in jou, op jou, deel van jou. Die oorspronklike Griek sê die parakletos, iemand wat langs jou geroep is om jou te help. Hy's nie iets nie, hy's iemand wat deel is van jou lewe. En wanneer hy iemand is, wanneer jy besef, so baie predikers praat en sê die Heilige Gees is iets. Die Heilige Gees is 'n eenheid. En as jy daardie eenheid kan verstaan dat dit nie iets is nie, dis iemand wat in jou lewe, wat langs jou stap. Nie anathema wat langs jou stap nie, die Heilige Gees wat langs jou stap. Maar ek wil jou aanmoedig vanoggend, laat los aan jou eie maniere, jou eie begeertes, laat los aan daardie wat jy toegelaat het, dat die Filistyne dit in jou lewe laat plaasvind, wat gemaak het dat die teenwoordigheid cheap net agterna gesleep word. Neem dit weer op jou skouers, dra God se teenwoordigheid soos hy oorspronklik vir jou gevra word. Dit gaan vir jou 'n opofferende lewe wees. Die ossewa, of die wa, ek sê die ossewa, die wa is gelyk aan die maklike manier. Maar op die skouers is gelyk aan 'n opofferende lewe. En dan wil ek hê jy moet hierdie prentjie sien toe hulle nou die ark begin skuif. Israel toe. Sê die woord in 2 Samuel 6 vers 3. En toe die draers van die ark van die Here 6 tree geloop het. Ek wil hê jy moet dit sien. Begin hier. 6 tree. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan slag hulle 'n bees en 'n vetgemaakte kalf en hulle offer hom daarso. Dan loop hulle weer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan offer hulle weer 'n bees en 'n vetgemaakte kalf. En hulle sê dit was 'n paar kilos wat hulle moes loop. En as jy moes terugkyk, het jy 'n bloedstreep gesien tot waar die teenwoordigheid van die Here staan. En as jy dan daardie storie verder lees, sien ons toe die teenwoordigheid, Dawid het 'n tent naby sy huis opgeslaan, waar die teenwoordigheid gaan staan het. En as jy dan daardie teenwoordigheid weet, as jy wil weet waar die teenwoordigheid is, volg net die bloedstreep. En as jy wil weet waar die teenwoordigheid van die Here nou is, volg net die bloed van Jesus Christus. Jy hoef nie meer 'n offer te 'n bees en 'n vetgemaakte kalf te offer nie. Die offer is aan die kruis. En daai het vir jou en my access gegee tot die teenwoordigheid van die Here. Die bloed is die teken
Dis die beter teken. Daar's nie meer 'n teken van diere wat geoffer moet word nie. Die bloed van Jesus is genoeg sodat ek en jy in die teenwoordigheid vrylik kan ingaan. Efesiërs 1 vers 7 en ek wil vra Marlene, kom speel net die saggie saam. Dit sê in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Vers 13 sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Die Heilige Gees is 'n belofte vir jou en my, as gevolg van die bloedstreep, wat aan daardie kruis vir jou uitgestort is, sodat jy toegang het tot die heerlikheid van die Here, tot die teenwoordigheid wat in jou kan leef. En dan lees ons, as gevolg van hierdie bloedstreep, Dawid, en jy kan dit gaan lees, Dawid het gejubel en gejuig, die oomblik toe die teenwoordigheid in die Dawidstad ingaan. Hy het gedans, dat Saul se dogter het ergens gestaan, en gesê, wie is jy dat jy 'n bespotting maak van die heerlikheid van die Here, van die teenwoordigheid van die Here. Kyk, die ding is, as die teenwoordigheid van die Here begin beweeg, dan moet daar 'n gejubel en 'n juig in 'n plek wees. Dit moenie stil wees nie. Jy kan maar kyk, hier rondom hierdie kerk is geen bordjie wat sê stilte kerk nie. Ek weet nie of daar nog kerke is met stilte kerk nie. Ek hoop nie so nie. Maar as die teenwoordigheid in 'n plek is, dan giggel ek lekker. As die bure kom kla. Nee, hulle maak te veel geraas. Dan sê ek, Here, dankie. Want daar is 'n gejubel en 'n gejuig in 'n plek wanneer die teenwoordigheid besig is om te beweeg. Jy sal in 'n huis instap en jy sal beleef, hier sien 'n gees van dood of iets hierso nie. Maak nie saak wat hierdie mense deurgaan nie. Daar's 'n gejubel en 'n gejuig omdat hulle weet die teenwoordigheid van die Here is in daardie plek. Dawid, die vrou, ek kan nou nie haar naam onthou nie. Sê vir my as jy weet wie dit is. Maar Dawid, sy kom na Dawid toe. Sy sê vir hom, jy bespotting maak. My pa. Sy vertel hom al hierdie dinge. En Dawid steur homself glad nie aan hom. Jy kan dit gaan lees. Dawid vertel haar inteendeel, want ek het teruggekeer na die oorspronklike toe. Jou pa het toegelaat, hy het dit nie so in soveel woorde, maar ek dink hy het vir haar gesê, jou pa het toegelaat, laat die teenwoordigheid agter osse aangesleep word. Maar ek het vandag my hart tot bekering gekom en gesê, genoeg, die teenwoordigheid sal weer terugkeer op sy oorspronklike, soos wat God in sy woord gesê dit moet wees. Ek wil hê jy moet jou oë sluit. Ek's weer soekend dat ons as 'n gemeente sal jubel en juig. Dat ons nie meer sal stil bly omdat sy teenwoordigheid in ons werkplek, in ons gesinne, in ons gemeente. Maar dit kos dat ek en jy moet laat los op daardie maniere, op daardie beheer wat ons probeer uitoefen. En toelaat
Laat die Heilige Gees weer begin oorvat. Is jy soekend na sy teenwoordigheid in jou eie lewe? Is jy soekend na dit vir jou by jou werksplek? Is jy soekend vir sy teenwoordigheid oor jou besigheid? Of het jy maar net oukei geraak? Dat die teenwoordigheid maar net hier agter aangesleep word. Ons mense honger raak vir die teenwoordigheid. Here, maar dat ons bereid sal wees om daardie teenwoordigheid wat 'n groot verantwoordelikheid is vir ons as gemeente om weer terug te keer na die woord toe. Dankie dat ons terug kan keer na u woord. In die boek van Handelinge is ons honger, Here, om weer u vuur op ons opnuut uit te stort. Here, dat mense weer sal funksioneer in hulle goddelike gawes. Dat mense disipelmakers sal word, omdat hulle weet, die teenwoordigheid van die Here is 'n las. Nie 'n las om ons af te druk nie, maar dit is 'n las om 'n verantwoordelikheid te dra. Here, en dat ons daardie verantwoordelikheid weer sal opneem. Ons self sal heilig voor U. Dat ons dit weer sal waardig ag om op die dag van die Here in die huis te wees. Here, want as ons onsself voorberei vir in die week, Here, dan sal ons wil in die huis van die Here wees, sonder enige verskonings. Dankie Jesus, dat wanneer ons U teenwoordigheid innooi, soos Obed-Edom se huis, Here, sal U seën daaroor rus. Kom Heilige Gees, en praat in ons harte in. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Thank you Lord. Dankie Here. As jy wil terugkeer na die oorspronklike, dat die Here se teenwoordigheid weer kan vaardig raak in jou lewe, in jou gesin, in jou werksplek, in jou gesondheid. As jy toegelaat het dat die osse jou die waas sleep van die teenwoordigheid. Ek jou vra om op jou voete te staan, sodat ons weer soekend kan wees na God se teenwoordigheid. Dat die families weer oprig. Dankie dat die besighede weer oprig, wat terugkeer na die oorspronklike toe. So maklik kan ons toelaat, soos wat Dawid toegelaat het, oorspronklik, sodat daardie osse die teenwoordigheid kon agterna sleep. Here, en as gevolg daarvan moes 'n onskuldige man sterf. Here, maar wees ons genadig. En dankie Jesus vir U genade wat vir ons genoeg is. Dat U ons nie net gelos het dat ons sterf, omdat ons toegelaat het dat die teenwoordigheid deur die osse ingesleep is nie.
Dankie Here vir die genade aan daardie kruis, sodat ons herstel kan wees voor Christus. Here, en dat mense kan opstaan en sê, Here, ek is soekend vir die teenwoordigheid, om op die regte manier volgens U woord weer ingedra sal wees, Here. Dankie Jesus, dat dit is al as gevolg van die bloed, as gevolg van die bloedoffer wat U aan die kruis vir ons gegee het ons volle toegang om in die teenwoordigheid te mag ingaan. Waar ook al ons beweeg, kom en beweeg op 'n manier wat ons nie aan beheer het nie. Dankie Jesus dat U oprig, dankie dat U versterk, dankie dat U restoreer, U harte restoreer, vir harte wat teruggekeer het na Jesus toe, harte wat weer kom oopbreek het, waarlik tot bekering gekom het, want ons is honger, Here, vir U vars teenwoordigheid. Here, en dankie vir U restaurasie, wat U laat plaasvind in ons gesinne, in ons families, in ons finansies, met ons gesondheid. Here, want wanneer U teenwoordigheid in 'n plek vaardig raak, dan rus U seën op elke ene. Op elkeen in daardie huis rus die seën van die Here. Mag U teenwoordigheid met ons gaan. Mag U teenwoordigheid die vuur wees wat verteer dit wat nie van U af is nie. Mag die vloed van U teenwoordigheid, Here, wegspoel dit wat nie van U af is nie. Here, en weer nuwe groei, nuwe uitkoms sal gee. Dankie dat daardie vuur weer rein maak. Here, sodat daardie goud weer gepurify kan word, skoon gemaak kan word, skoon gebrand kan word teen die teenwoordigheid. Here, en dat daar weer waarde by ons sal opstaan. Here, mag ons nie ons ore uitleen aan die mense wat kritiek lewer. Here, maar dat ons met 'n gejubel en 'n gejuig nog steeds in die teenwoordigheid sal ingaan. Here, en dat ons nie sal stil bly nie. Dat ons sal vaardig raak en beweeg. Here, want U teenwoordigheid gaan oral met ons, waar ook al ons gaan. In die moeilikste omstandighede is U daar. In die onsekere plekke is U daar. In die donkerste tye is U met ons. Van die teenwoordigheid van die Here sal ons nooit los nie. En dankie dat ons verseël is met die Heilige Gees van die belofte. En dat daardie belofte vir ons 'n werklikheid word, dat die bloed is genoeg. Die bloed het krag. Daardie teken wat die teenwoordigheid gewys het na die ark toe. Mense kon weet, ek hoef net die bloedstreep te volg. Here, mag ons as kinders van die Here ander mense wys, dis die bloed. Dis die bloed wat vir ons genoeg is, sodat ons toegang het tot die teenwoordigheid van die Here. En mag ons met 'n gejubel en 'n gejuig ingaan in U teenwoordigheid is. In Jesus se wonderlike en kragtige naam. Amen. Amen.